Goeiemôre en baie welkom op die Dinsdagoggend, die 28ste Julie. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Ek het soos 'n klip geslaap en soos elke aand, elke nag nog slaap ek soos 'n klip. Ek het nie nou veel nodig nie. Ek het in die weermag geleer hoe om te slaap en as jy moeg geslaap, jy lekker. So ek het heerlik geslaap totdat my vrou vanoggend hier by 6 uur gesê het sy gaan vir ons 'n koppie koffie maak en was dit nou heerlik om wakker te word en net so 'n bietjie verder te rus tot opstaantyd. Die wind het hier by ons, ek weet nie hoe die weer by julle was nie, die wind het gister by ons stormsterk gewaai. Stormsterk gewaai. Ek is gister gou vinnig af na die winkel toe ek van die winkel af terugkom, toe sien ek daar teen die beach, dit lyk nie baie nice nie, daar teen die see op die strand, net so in die vlakwater, lê 'n seiljag wat losgegaan het en uitgespoel het op die sand. En dit laat my toe dink, toe ek vanoggend die boodskap moet regkry, toe dink ek vanoggend, weet jy, dit moet my amper 'n tema gee, soos in anker by Jesus, of in Engels, let God be the lifeline of your life. Dit gaan eintlik meer omtrent die tou as wat dit gaan omtrent die anker in hierdie geval. Die rede daarvoor is toe ek foto's neem van die boot, kom ek agter, maar die anker is nooit uitgegooi nie. Die boot lyk redelik gehavend, so hy staan al lank voor anker, maar niemand het ooit aandag gegee om te gaan besoek aflê by die boot en kyk dat alles reg is nie. Kyk dat daar nie geskuurde toue is of so nie, en ek dink hierdie boot, as ek mag raai wat gebeur het, hy het op mooring gelê en die mooring tou het gebreek. So met ander woorde, daai pragtige seiljag, al is hy nou vuil, het kos net 'n bietjie water om hom skoon te maak, lê op die sand en is nou groot werk om hom weer terug te trek, omdat die eienaars nie aandag gegee het aan hom nie. Toe dink ek dat my vanoggend, laat dit my baie dink aan ons lewens is ook maar net so. Die rowwe see wat deur my en jou lewe gaan, elke dag skuur ook aan ons tou, sny aan ons tou. En as ons nie goed geanker is en die goeie lifeline het nie, dan beland ons op die sand. En nou wil ek net vanoggend vir jou vra, het jy en ek nie al op 'n gereelde basis op die sand beland nie? Dat Jesus met 'n ander boot vir ons moes kom insleep in ons geestelike lewe nie. So miskien, as jy agterkom, hoekom jy in die oggende hier kom sit by Kom Laat Ons Boeke Vat, is een van die redes, om te keer dat ons goed geanker is, en dat ons elke oggend kom kyk na daai lyn van ons, dat hy nie begin skaaf nie, is baie maklik om te skaaf. Ek het op 'n stadium elke aand gedraf, totdat ek knieprobleme gehad het, en toe het ek gestap elke aand, en toe het lekker geraak om een aand te skiep, en toe 'n tweede aand te skiep, en toe voor ek vir my kom kry, toe stap ek nie meer nie. Ek kon nie meer draf nie, want ek het knieprobleme gehad, maar toe stap ek nie meer nie. Is dit nie maar wat met ons geestelike lewe gebeur nie, ons lees nie vanaand Bybel nie, en dan miskien nie Vrydag aand nie, miskien nie Sondag aand teen voor ons kom kry, bid ons glad nie, of lees ons glad nie Bybel die heel week deur nie. Selfs met gebed, ons bid miskien nie vanaand nie, bid miskien nie volgende aand nie, bid miskien nie so 2 maal of 3 maal 'n week, en dan later aan raak het so gemaklik dat ons glad nie meer bid nie. Ons glo nog, ons vertrou nog, maar ons bid nie meer nie. En kom ek stel dit vir jou, so ek kan jou oggend pertinent sê, dat Bybel lees en saam lees en bid vir die Here is deel van ons anker en ons ankertou. As 'n paar versies wat vir my in die Bybel verwys na anker en ankertou, maar dis nie eintlik wat ek soek nie, want dis nie eintlik die anker is, eintlik nie die rotsvesting nie, dit het ek al oor gepraat, dis meer omtrent die anker en die tou wat net so belangrik is soos die anker. Dis hoekom ons weet dat as jy gereeld, ek kyk gereeld YouTube en dan volg ek kanale van ouens met hierdie groot seiljagte,
wat die geld het wat ek nie het nie, so dis hoekom ek geniet om dit te kyk. Hulle vaar, of seil die hele wêreld vol, vaar die hele wêreld vol met hulle seiljagte en oral stop hulle. En dis eintlik soos 'n klomp van hulle het hulle huis en alles verkoop wat hulle het, om 'n seiljag te koop. Meeste van hulle gaan dan die hele wêreld deur, vaar die hele wêreld rond. En dis soos vir hulle 'n drywende huis. Dit is vir hulle baie belangrik om aandag te gee aan hulle boot, aan hulle ankerplek, hoe hulle geanker is. Van die ouens, as hulle geanker is, duik hulle af, hulle gaan met die ankertou langs af, totdat hulle by die anker kom en kyk dat hy goed in die sand geanker is. Hulle het ook 'n app op hulle foon, en ek dink dis iets wat ek en jy moet doen, is as ons dan begin afvallig raak, miskien 'n reminder op ons foon sit, dat ons remind, is tyd om te bid, is tyd om Bybel te lees. Hulle het 'n reminder op hulle fone wat, as hulle 'n sekere afstand uit die kol uitgaan, hulle het 'n senterpunt, en as hulle 'n sekere afstand uit dit uitgaan, dan gaan die alarm af op die selfoon, so as jy in die aand dalk slaap, en jou boot begin dryf, dan sê hy vir jou boot begin beweeg. En baie van hulle is naby aan rotse, en naby aan sand, en as jy eers op die sand uit is met 'n groot boot, is dit nogal 'n redelike missie om hom terug te kry, en jy gaan iets breek. So ek dink dit het tyd geraak vanoggend, is miskien wat hierdie boodskap vir ons gee vanoggend, en is miskien wat hierdie boodskap vir ons sê vanoggend, is maak moeite om jou anker en jou ankertou na te gaan. Gaan kyk gereeld na jou anker en jou ankertou. Kyk gereeld na jou geloof in die Here, en kyk gereeld na jou gebed, en kyk gereeld na wanneer en hoe ons Bybel lees. En as jy regtig 'n probleem daar het, ek sê altyd vir die jong mense toe ek in die besigheid nog was, gebruik jou selfoon, jy gebruik dit oral. Jy sien, die jong mense sit vasgeplak voor hulle selfoon die hele dag. Sit 'n reminder op jou selfoon, hoe maklik kan dit nou nie wees nie. As dit 'n probleem is, help jy remind jouself, deur sommer net 'n reminder op jou selfoon te sit. Die Here sal dit waardeer as jy gereeld by hom kom sit en gereeld met hom praat. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het en saam luister. Ons lees vanoggend die stukkie uit 3 Johannes 3 vanaf vers 16. So jy kan jou Bybel oopmaak, Johannes 3 vanaf vers 16. Het gaan eintlik daaroor, toe ek vanoggend daaroor dink, dan gaan dit daaroor dat ons moet miskien 'n bietjie die scenario van 'n ander punt af beskou, om te kyk, hoe lief het die Here jou gehad, en wat gee jy vir hom in return, wat gee jy terug vir hom? Johannes 3 vanaf vers 16, vers 16 is vir my die mooiste vers, en dis waar ek wil begin, en ek gaan wil sommer die hoofstuk klaarmaak by vers 21, so dis jou tema vir vanoggend, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit begin vanoggend daarby. Dit begin vir my en vir jou vanoggend om geanker te wees, en om seker te maak dat jou ankertou reg is, met ander woorde, om geanker te wees in die Here, want die Here het jou so lief, God het jou so lief, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dit include vir my, dit include vir jou, dit sluit vir ons almal in, wat hom lief het, en wat ons lewens vir hom gegee het. So moenie kans gee dat jy afdwaal nie. Ek het een van die vorige boodskappe wat ek gegee het is, hou jou oog op die eindpunt, hou jou oog daarop waar die lint gespan is. Dis belangrik vir my en jou. Vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dis die eerste 2 versies hier baie mooi nie. Ek dink ek kan amper hierdie eerste 2 versies net lees en dan stop en sê, kom ons lees tot sover en nou stop, want dit is pragtig. Hy wat in hom glo, die Here glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mens het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werk
werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Hy dink hy kan, volgens my en jou dink hy kan wegkruip in die donker en die Here sien hom nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen het. So met ander woorde, jy is meer as welkom om vanoggend Johannes 3 'n draaitjie te maak. Ons lees van vers 16, jy is welkom om die hele hoofstuk te lees. Dit is so 'n pragtige hoofstuk, jy kan gerus 'n draaitjie maak in jou stilte tyd. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend ons anker in U kan gooi. Dat ons lifeline, ons lewenslyn na U toe kan gooi by die anker. Here, dankie dat U vir ons herinner om op 'n gereelde basis daai lifeline, daai lyn, daai tou te kyk, dat hy nie breek nie, dat hy nie deurskuur nie. Want Here, baie keer is die lewe maar broos en die lewe maar rof en die see is maar rof daar buite, Here, en dan kort voor lank voordat ons hom kry, dan lê ons boothoek op die rotse of op die strand in hierdie geval. Here, help ons deur die Heilige Gees om ons soos 'n reminder te wees vir ons, om ons te laat onthou, te herinner, om op 'n gereelde basis ons lyn te toets, Bybel te lees en vir U te bid. U geniet dit. U klop aan ons deur dat ons oopmaak, Here, dat U by ons kan kom sit en saam met ons 'n maal geniet. U wil dit graag doen. Help ons om dit te doen. Vergeef asseblief ons skuldes, Here, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Here, help ons vanoggend op die pragtige, doodstil oggend, die windstil, die sonnetjie so pragtig daar buite wat opgekom het. Help ons op die Dinsdagoggend, Here, om ons liefdesbaadjie aan te trek, en die belangrikste van alles, help ons om ons liefde uit te lewe teenoor almal rondom ons. Here, ons kom vanoggend weer in ons lysie na U toe, en sê ons kom deel dit by name, by Serena, by Johan, Ian, en dan Fien wat terug is by die huis, met wie dit baie beter gaan. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U weet, dat ons kan weet, U is by hulle, dat ons kan bid en dit by U voete los, dat ons hulle by U voete kan los. By U is hulle veilig. Ons steek ons hande op na die hemel, Here. Ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief ons lewe in stuurwiel op die pragtige Dinsdagoggend en bestuur ons voertuig, ons lewens- en geestesvoertuig tot aan die einde van die jaar. Want ons weet, Here, as U in beheer is, dan is ons veilig en ons is rustig. Ons vra die dinge, Here, nie omdat ons verdien nie, maar enkel alleen uit genade alleen. Amen.